Goeiemiddag. Julle, dit reën lekker hier by ons. En soos ek nou hier sit in die kar en ek geniet hierdie reën en ek geniet so hierdie voorbereiding vir hierdie video. Soos dit is gewoonlik wat God met my mee deel in die week, wat hy my pak slaag gee, wat hy vir my preek, wat die woord met my praat, wat ek meer geloof kry of myself opbou of wat ook al dit is. Dit is altyd iets anders, maar ek deel gewoonlik wat current is en wat op hierdie oomblik in my lewe aangaan. Anyway, in die week sal ek sê. Maar so het hierdie week vir ons gelei na Josef toe. Josef en sy broers, en ons almal ken vir Josef en sy pragtige Technicolor raincoat. So toe Josef se pa vir Josef hierdie jas gegee het hy hom geseën. Hy het gesê, ek is lief vir jou, ek seën jou, en hy het dit aangetrek. En weet julle, as ons vir Jesus Christus aanvaar, as ons Lord and Savior, dan gee hy vir ons hierdie Technicolor raincoat. Elkeen van ons word aangetrek, geclothed. You are clothed with righteousness, with love, with blessing, with favor. Jy word aangetrek met dinge wat anders is. Jy lyk anders as voorheen. Jy voel anders as voorheen. God trek vir jou aan, hy stort sy bloed oor jou van beskerming. Jy het access na ander goed. Nou maar soos jy nou hierdie wonderlike pragtige jas aan het, is daar mense wat dalk nie daarvan gaan hou nie. Daar's dinge wat gebeur wat as jy iets doen, dan verwag jy 'n sekere manier hoe mense gaan reageer. Maak nie saak groot of klein nie, maar as jy iemand seën, dan verwag jy 'n dankie. As jy vir iemand ietsie gee, dan verwag jy, nie dat jy iets terug verwag nie, maar daar's altyd 'n manier, daar's iets wat jy verwag. En so sê God ook net hierdie week vir my, maak nie saak wat ander mense se aksies is nie. Dit bepaal nie jou aksies nie. Hoe mense reageer teenoor jou, bepaal nie wie jy is, wat jy gaan doen nie. Jy gaan nie verander nie, want wie is jy? Dit is hoe dit ongelooflik belangrik is om te weet wie jy is. Jy is 'n kind van die Here. Jy is aangetrek met iets anders. Jy is geliefd, jy is geseën, so ek gaan nie reageer soos daai persoon nie. Ek gaan nie doen wat ander mense doen nie, want ek weet wie ek is. Ek gaan nie omgekrap of ontsteld raak as iemand lelik praat van my of lelik is met my nie, want ek weet wie ek is. Ek kies hoe ek wil reageer en ek gaan nie so reageer nie. Ek reageer op 'n sekere manier want dis wie ek wil wees. Ek wil 'n kind van die Here wees. Ek wil reageer op 'n sekere manier. So ek moet dit kies om dan so te reageer. So Josef was net 17 jaar oud toe hy in die put gegooi is. So dink gou jouself, jy is dalk in 'n omstandighede, dit reën dalk bietjie daar by jou. Dit is omstandighede waar jy nie van hou nie. Jou naaste was nou lelik met jou. Ek meen Josef se broers het hom geslaan, geskop in 'n put gegooi, hom daar gelos om te dood. Hulle het hom verkoop, hulle wou hom doodgemaak het en toe verkoop hulle hom. So dink gou by jouself, jou naaste mense, nie eens vreemdelinge nie, doen dit aan jou. So nou het jy 'n keuse. Josef kon nou kies, hy was 30 jaar oud gewees toe hy second in charge gekom het in Egipte. So 23 jaar lank kon Josef gekies het, waarop wil hy mediteer? Hoe wil hy reageer? So God het met Josef gepraat en hy het hom 'n droom gegee. En in daai droom het die Here gesê, dit oor hom uitgespreek wie Josef is en wat hy gaan wees. So hoe weet ons dat Josef het sy geloof gevolg? Josef het aanhou glo, hy het faith gehad in die Here. Hoe weet ons dit? Want hy het gekies om te wees wie God hom gemaak het. Hy het nie die lelike gekies nie. In daai put, daarna het hy God gekies, hy het God se karakter gekies. Hy het gekies om aan te hou glo. En hoe weet ons dit? Want God het toe vir Josef promote. Jy kan kies om nou te mediteer op die seer, die onreg, die lelike dinge, daai haat en hart in jou hart op te bou en jou hart te maak. Of jy kan liefde kies, jy kan God kies. Jy kan kies om vandag anders op te tree. Jy kan kies om op te tree asof jy aangetrek is met die Here.
Jy is clothed with God. You want to be the image of Jesus. So, hierso het Josef, en dit beteken nie, dit gaan altyd net goed gaan nie, but everything works together for the good. So, nou is Josef, hy word in charge van Pharaoh se huis, eers. En wat doen hy? Hy mop daai vloer, asof hy die Here dien. Hy doen wat hy doen vir die Here. Elke liewe aksie, jou werk vandag, doen dit vir die Here. Elke ding wat jy doen, as jy kos maak vir die kinders, doen dit vir die Here. En toe is Josef tronk toe. En toe daarna, wat gebeur toe? Want die duiwel is nog steeds teen jou. Daar's dinge, mense wat teen jou is, en jy kan kies hoe jy toe wil reageer. Josef is in die tronk, hy maak sy bed op vir die Here. Hy maak hom op deur eer van die Here. En so, by alles wat hy doen, doen hy vir die Here. En die Here promote hom toe. En so word Josef se droom, die prophecy wat die Here gegee het oor sy lewe, word toe waar. Hy kom second in charge en sy broers kom terug na hom toe. En wat doen hy? Hy reageer nie deur kwaad en haat wat hy op gemediteer het vir jare nie, maar hy's lief vir hulle. Hy's lief vir sy broers. En so het God toe vervul wat hy vir hom gesê het. Omdat Josef gebly fokus het op die droom. Hy het gebly fokus op die Here. So vandag wil ek vir jou sê, ek wil jou aanmoedig, kies vandag die Here. Kies vandag om goed te wees, om aan te hou opkyk, om nie saak te maak wat ander mense doen nie. Moenie dat hulle jou aksies beïnvloed nie. Moenie dat ander mense se lelikheid jou verander nie, want jy weet wie jy is. Jy kies vandag om jou kruis op te tel en die Here te volg, en dit is wat jy doen. Jy tel daai kruis op, as jy dalk nie lus is om iemand te serve nie, maar jy serve, want dit is wat jy doen, want dit is wie jy is. En die Here gaan jou seën. Die Here gaan sy woord oor jou lewe vervul. Julle moet 'n pragtige dag hê.